Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by Musiekuur saam met Stanley, hier op die Dak Facebook radiostasie. Geniet die mooiste musiek, inspirerende boodskappe, terwyl ons saam die uur deurbring. Musiekuur saam met Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place, and bless the Lord. Bless the Lord, come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord. Goeiemôre en hartlik welkom hier op 'n Saterdagoggend Musiekuur saam met my Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. Dis die stasie waar die bemoediging en sekerheid ontvang deur die goeie nuus van ons Here Jesus Christus, wat jou geestelik laat groei. Nou ja, jy is ingeskakel by Musiekuur saam met my Stanley, hier op Facebook radiostasie. Nou ons het vandag 'n heerlike, propvol program vir julle. Ons het classics, ons het favorites en ons het hits en kits vanoggend. Soos die classics, favorites, hits en kits vanoggend. Nou voordat ek aangaan, wil ek net gou skrif vir jou lees wat jou gaan bemoedig en aanmoedig vandag. En dit vind ons in klaagliedere. Nou ja, as ons dink aan klaagliedere, dink jy, wow, waar kry mens bemoediging uit klaagliedere? Want dis die klaagliedere van Jeremia, die profeet wat deur soveel ontberinge gegaan het, en hy het hierdie klaagliedere geskryf, wat party daar het ook seker vir hom gelyk, daar is nie hoop om uit hierdie omstandighede uit te kom nie, want tot die koning was teen hom gewees, sy hele volk was teen hom gewees. Dink net, imagine vanoggend, jy is daar by die werk, en waar oral jy loop, gee jy almal sulke grynslache en hulle is net teen jou, hulle druk het sommer uit, jy weet het, maar jy moet daar wees. Nou ja, Jeremia was daar gewees. Nou ja, kom ek lees gou vir jou. Klaagliedere 3, vers 22 en 23. Klaagliedere 3, vers 22 en 23. Dit is eintlik van vers 21 af, 21 tot 23. Dit sal ek ter harte neem, daar sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. God se genade het geen einde nie. Dit is amazing om daaraan te dink. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. So die barmhartighede van die Here is elke môre
niet. Halleluja! Prys die naam van die Here. Om te dink dat vandag is, kan jy sê, Here, u barmhartighede is niet vir my vandag. Het jy gestondig? Het jy verkeerde dinge gedoen? Is daar dinge wat jou hinder, jou pla? Praat dit met die Vader uit. Sy barmhartighede is weer niet. Maar ons weet, hy slaap nooit nie, hy slymer nooit nie. So sy barmhartighede is 24 ure, elke splitsekonde van die dag is dit niet. Is dit nie amazing om dit te weet nie? Nou ja, ons prys en loof die Here. Soos wat ek vir in die begin gesê het, as jy nou eers ingeskakel het, asseblief deel hierdie boodskap, hierdie uitsending, musiekuur, saam met Stanley, op jou Facebook tydlyn, as ook op jou WhatsApp status. Nou is die propvol program, Classics, Favorite, Hits en Kids. Nou kom ek verduidelik vir jou waar gaan dit gou. Ons begin met 'n paar geliefde ou klassieke liedere en koortjies. Daarna luister ons na ons luisteraars se gunsteling liedjies. Vervolgens die gewildste liedere wat tans op TikTok en YouTube geluister word en dan ook op Facebook. En laastens is dit die kleinspan se beurt. Hulle kan nader skuif vir hulle spesiale program saam met gesig en dit gaan nou omstreeks so 6:15 wees. Dan glo as al die kindertjies is al wakker, hulle dalk al 'n bietjie pappies geëet of hulle kan hulle pappies eet so 6:15 saam met gesiggie kan hulle lekker inskakel en kuier. Nou ja, bly ingeskakel, daar is iets vir elkeen om te geniet hier op Dak Facebook radiostasie. Nou soos jy gehoor het, ons het begin met 'n rug aan rug, dit is 'n back-to-back ou klassieke koortjie. Kom, loof die Here, kan bless the Lord. Nou as eerste deel vanoggend gaan ek wy aan classics. Nou voordat ons oor gaan soontoe, wil ek net eers vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, genade, barmhartigheid, heerlikheid en krag. Dankie dat ons bemoediging en hoop vanoggend weer uit u woord kan ontvang. U barmhartighede is niet, Vader. Here, ons verwyd ons so maklik oor die verlede en dinge wat ons gister verkeerd en fout gedoen het. Maar Vader, wanneer ons dit met u kan deurpraat en kan uitsorteer, dan is die barmhartighede niet, Vader. U sê vir Petrus, nee, jy gaan nie 7 maal 'n dag vergewe nie, jy gaan 70 maal 7 vergewe. Vader, en as u dit van ons as mens verwag, hoeveel meer is u genade? U woord leer vir ons, Vader, as die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geraak, Vader. So in ons lewe, daar's geen sonde wat u genade kan uitblus nie. Wanneer ons in opregtheid voor die aangesig van u is, ons bely dit, ons praat dit met u deur, dan is die barmhartighede daar om ons te vergewe en om ons uit te sorteer. Want die barmhartigheid roem teenoor die oordeel. Wanneer ons barmhartigheid vanaf u af ontvang, as ons hart ons veroordeel, u is groter as ons hart. En ek dank u dat ons vanoggend herinner kan word aan barmhartighede. Barmhartighede wat so niet is van u af. En ons moet bemoediging kry, as ons dink aan Jona ook, Vader, hoe hy, Here, u hom gestuur het, en hy het eers die verkeerde ding gedoen, en later het hy berou gekry en die regte ding gaan doen, maar nog steeds met 'n opstand in sy hart, en te midde daarvan, het u barmhartige liefde na hom toe uitgereik. En hy het gesê, ek het geweet, u is 'n God, groot van goedertierenheid, en barmhartigheid, en een wat berou het, oor die onheil wat hy gespreek het. In ons eie lewe, Vader, wil die vyand ons siel in die hande kry, hy wil ons siel vernietig, hy wil ons siel weer in die doderyk vasgevang kry, Vader, maar u barmhartighede, u vergifnis, deur die Seun Jesus Christus is groter as enige beskuldiging van die vyand. Wanneer ons dit met u kan deurpraat en uitsorteer, en ons sake bely, want om daai skeiding van ongeregtigheid en sonde in ons lewe weg te kry, moet ons sonde bely, Vader. As ons nie ons sondes bely nie, dan glo ons nie aan die vergifnis en barmhartighede wat ons kan kry deur u Seun Jesus Christus nie. Baie dankie, Vader. Ek wil vanoggend bid vir Michelle en Henry. Here, hulle is so swaar op my hart vanoggend, Vader, en wat ook al hulle saak is, Here, wil ons vra dat u vir hulle wyse insig sal gee, vir Henry wat leiding moet vat en baie besluite wat hulle moet neem, Vader, asseblief, help hulle in hierdie dag, Here. Bewaar hulle van die bose, red hulle siel uit die kuil van duisternis, Vader, dit wat die vyand poog in hulle lewe, Vader, om hulle siel in die kuil van duisternis te hou, wil ek vra, Vader, dat u hulle daar sal uitruk, en dat u barmhartighede en u liefde vandag so groot oor hulle sal wees, en aan die genesing en die krag van u
ook in hulle lewe sigbaar sal raak. Vader, ons dink aan ons broer Alfred, daar in die hospitaal, Vader. Ons wil vra dat U asseblief, Here my God, ons het gister was in groot benoudheid, sy vrou is in groot benoudheid, hulle het 'n geweldige druk, Vader. En ons weet hierdie druk het een doel, en dis om hulle albei en hulle seun Stefan geestelik te laat deurbreek in U, Vader. Here, hulle het hulle lewe met U reggemaak en die druk was dadelik daar. U is die God van wonders, U weet, Vader, hulle is die kinders en U weet waarom dinge in hulle lewe gebeur. Hy is nie alleen daar so op die hospitaalbed nie, Vader, omdat U Gees in sy lewe is U en U Seun Jesus Christus ook daar in daai hospitaalbed. U gaan ook daai lyding saam met hom deur. U gaan die benoudheid saam met sy vrou deur, Vader, saam met sy seun deur. U is daar, U het hulle nie begewe en hulle nie verlaat nie. Al voel die pyn en die uitdagings in die liggaam so baie, U het hulle nie verlaat nie. Nee, Vader, U verlaat hulle nie, want dit wat die kinders deurgaan, dit gaan U ook deur, Vader. Ons dink aan ander broers en susters, ons dink aan my dogter, wat swanger is op haar laaste, Vader. U is die God wat weet, wanneer daai klein ding die lig moet sien. En ons wil vra dat U as sal leiding gee, rigting sal gee, dat U wil sal geskied en dat daar geen komplikasies sal wees. Hierdie bevalling vlot sal verloop, dat die babietjie gesond sal wees, Vader, en Here, dat mamma ook gesond sal wees. Verleen vir Willies die wysheid, Here, om haar by te staan vir klein babietjie, Here, sy so lief vir haar mamma, en sy weet daar gebeur iets, maar dit gebeur nie, wat gaan nou aan, sy sien so uit na haar boetie. Vader, U is die God wat ook daar kan help, Here. Baie dankie vir al U wonderwerke wat U vir die kinders gedoen het, oumas wat uitgeroep het na U toe vir hulle klein kinders, en vir kinders en Vader, familie, wil ons vra dat U asseblief redding sal skenk. Vader, U kinders is so voor U aangesig. Ek wil bid vanoggend vir Driekus ook, Here, Lisel se dogter. U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. En ek wil vir hom bid, Vader, terwyl hy in 'n worsteling sit, terwyl hy soveel dinge in sy hart is, Vader, wil ek vra, Here, dat U daai seun uit die mag van die duisternis sal uitred, Here, uit die verleiding van hierdie wêreld, uit die ongeregtigheid van hierdie wêreld, en dat die krag van U in sy lewe geopenbaar sal word. Ek wil vir U baie dankie sê, Vader, in Jesus se naam. Amen. Allee, prys die naam van die Here. As jy nou ingeskakel het, ons het begin met 2 klassieke koortjies. Dit is Kom Loof die Here, Come Bless the Lord, so rug aan rug, Afrikaans en Engels. Ek gaan dit al hoe meer doen as ons 2 liedere het, een Afrikaans, een Engels, want ons is mos nie gebind by taal nie. Prys die naam van die Here. Dis radiostasie, ons doen Engels, ons doen Afrikaans. Net solank die naam van die Here geloof en geprys word. Nou die eerste gedeelte van ons musiekuur vanoggend gaan ek wy aan ou klassieke liedere, koortjies wat ek en my vrou so bietjie van hulle het so 'n bietjie 'n nuwe baadjie gegee, hier en daar bietjie woorde verander dat dit heeltemal skriftuurlik korrek is. Ons het begin Kom Loof die Here, Come Bless the Lord. Nou die volgende ene is Nuwe Lewe in Christus. Nuwe lewe in Christus. Kom ons kry hom gou aan die gang hierso. Geniet dit saam met ons. Maak jou hart oop dat die woord ook jou kan leer. En terselfdertyd loof en prys net die Here van die leerskare. Daar gaan ons. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe gee hy my. 'n lewe van oorwinning gee hy in sy woord. Nuwe lewe gee hy my, nuwe lewe deur sy woord. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe gee hy my. 'n lewe van oorwinning gee hy in sy woord. Nuwe lewe gee hy my, nuwe lewe deur sy woord. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe gee hy my. 'n lewe van oorwinning gee hy in sy woord. Nuwe lewe gee hy my, nuwe lewe deur sy woord. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry.
Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe gee hy my, 'n lewe van oorwinning, gee hy in sy woord, nuwe lewe gee hy my, nuwe lewe deur sy woord. Hallo, prys die Here, ons het volgende nuwe lewe deur sy woord. As ons sê die woord aanneem, lees en uitsorteer, soos die skrif vanoggend, klaagliedere, onthou dit, maak 'n mental note hierbo, of een van die verse wees soos jy altyd onthou. Klaagliedere 3, vers 22 en 23, Here, die goedertiere Here en die barmhartighede van die Here is elke môre nuut. Ons het hoop en bemoediging te kry, en daarom kan ons nuwe lewe kry. As jy barmhartigheid van God ontvang het, dan het jy nuwe lewe. So as iets jou druk vandag, as iets swaar is op jou, gaan praat dit met die Vader deur. Die Here Jesus het ons altyd aangemoedig. Hy het gesê, kom na die Vader toe, en gaan praat jou sake met die Vader uit, want die Vader wil jou hoor, hy wil jou antwoord, hy wil jou uitsorteer. Nou die volgende lied, ou klassieke een is, How Great is Our God. Kom ons begin met hom. How great is our God, how great is His name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I'll lead you, put your trust in me. How great is our God, how great is His name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I'll lead you, put your trust in me. How great is our God, how great is His name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I'll lead you, put your trust in me. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I'll lead you, put your trust in me. Prys die Here, wat 'n amazing herinnering. Ons moet ons vertroue in die Here plaas. En hoe doen 'n mens dit? Psalm 91, sommer so by die intrapslag, leer vir ons so mooi. Kom ons gaan spring gou oor na Psalm 91 toe. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So ons moet in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Wat is sit? As jy nou dink aan sit, ek sit nou. So ek is op een plek, ek is standvastig, hier is, ek het rus, ek gesels. As jy dink, as jy by mense gaan kuier, jy gaan sit lekker en jy gesels. As jy gaan sit en eet, jy sit, jy spandeer tyd. So dit is wat dit beteken. So mens moet tyd saam met God die Vader deur sy seun Jesus Christus spandeer. So wanneer ons hy tyd met hom spandeer, en dan kan ons verstaan hoe groot is God, en dan plaas jy jou vertroue in God. Want onthou net, daar waar jy tyd spandeer, jy is vertroud, jy is gemaklik met daai situasie. So, dieselfde met die Vader. Want dit is wat dit beteken, hy een woordjie sit, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, tyd spandeer. Dan is dit 'n bewys dat jy vertroue het, dat God jou gaan help. Nou kom ons luister na die volgende, dit is lekker kort, vinnige koortjies en liedere. U is hoog en verhewe, en hierdie is ook een van my gunsteling liedere. Ek moet sê, die ou klassieke koortjies en liedere, dit is nog so na in my hart. Dit is jammer dat daar so baie wat verkeerd is, maar waar ons kan, ons chop and change hom, en dat hy kan inpas, en dat hy skriftuurlik korrek is. Maar nietemin, hier gaan ons. U is hoog en verhewe. Verhewe en die son vul die tempel. U is hoog en verhewe en die son
Nou hierdie, U is hoog en verhewe, kom direk uit Jesaja 6 uit. Ons het 'n ander lied ook geskryf oor Jesaja 6, het ek ook geskryf. Maar hierdie is die ou klassieke ene, waar Jesaja hierdie gesig gehad het, hier in Jesaja 6. Kom ons lees 'n paar verse van Jesaja 6. Jesaja 6 van vers 1 tot 5. Kom ons lees gou daar, Jesaja 6 van vers 1 tot 5. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig gedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Nou ja, toe Jesaja hierdie heerlikheid van God sien, toe besef hy eintlik wat 'n sondige mens is hy nog. En hy het al geprofeteer, God het hom al klaar geroep, hy het al klaar as 'n profeet gefunksioneer, maar toe hy hierdie gesig sien, toe besef hy, wow, ek en my volk is onrein. Maar hy het dit bekend gemaak, hy het dit uitgesorteer, en dis ook die voorbeeld wat ons hier kry. So hy het dit uitgesorteer, hy het met die Vader gepraat, en ons weet toe wat verder gebeur het, 'n seraf het met 'n gloeiende kool gevlieg en sy lippe aangeraak. Maar dit is Ou Testamenties, so dit is hoe dit gewerk het op daai stadium. Nou kan jy slegs rein word, jou lippe, jou hart, jou wese, deur die Here Jesus Christus aan te neem in die wedergeboorte. Loof die naam van die Here. Nou ons gaan ons klassieke gedeelte afsluit, met 'n rug aan rug van Lydia. Haar gunsteling is Filippense 4, en ek gaan ook Philippians 4 vir julle speel. So hiermee sluit ons klassieke gedeelte so mooi af. Nou kom ons luister, wat is Lydia se gunsteling? Filippense 4, ook 'n ou, eintlik 'n sonnaskoolliedjie waar ons mee begin het, nee, maar hy is nou al baie mooi verwerk, sodat ons lekker kan saam sing. So ek gaan Filippense 4 en Philippians 4 vir julle so aan een lopend speel. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Naby, naby, die Here is naby. Naby, naby, die Here is naby. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Naby, naby, die Here is naby. Naby, naby, die Here is naby. Filippense 4 vers 6 sê wees oor niks besag. Filippense 4 vers 6 sê wees oor niks besag. Besag, besag, wees oor niks besag. Besag, besag, wees oor niks besag. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Naby, naby, die Here is naby. Naby, naby, die Here is naby. Filippense 4 vers 6 sê wees oor niks besorg. Filippense 4 vers 6 sê wees oor niks besorg. Besorg, besorg, wees oor niks besorg. Besorg, besorg, wees oor niks besorg.
the Lord is near. Near, near, the Lord is near. Near, near, the Lord is near. Philippians 4 verse 4 says, rejoice in the Lord. Philippians 4 verse 4 says, rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Philippians 4 verse 5 says, the Lord is near. Philippians 4 verse 5 says, the Lord is near. Near, near, the Lord is near. Near, near, the Lord is near. Philippians 4 verse 6 says, don't worry about anything. Philippians 4 verse 6 says, don't worry about anything. Worry, worry, don't worry about anything. Worry, worry, don't worry about anything. Don't worry about anything. Prys die naam van die Here. As 'n mens werklik daai verhouding met die Here het, met die Vader het, al worry jy gaan na hom toe en dan sorteer jy uit dat daai worries kan verbygaan. Nou ja, ons het ons klassieke deel afgesluit met Lydia se gunsteling Filippense 4 vers 4, Philippians 4 vers 4, so back to back, rug aan rug. En dit lei ons ook by ons gunsteling deel in. Lei vir ons in by ons gunsteling deel. Dis die begin van ons gunsteling deel. Favorites van julle wat ons gekry het die week. Ek weet ons het dit nie baie aangemoedig nie, maar 'n paar het dit wel vir ons deurgestuur en ek gaan dit ook deurspeel, dit wat ons ontvang het. En onthou net die klein span, 6:15, hulle moet nader staan as hy kleintjies nog in die bed is, gaan maak hulle wakker. Dan is dit gesiggie tyd, storie tyd saam met gesiggie. Ons gaan 2 gunsteling liedjies ook daar speel en ek gaan vir julle later sê wie dit is. En dit lyk vir my as ek die tyd so dophou, dan sal ons na die kinderafdelingkie, na die kinderdeel, gaan ons voortgaan met die hits. En ek wil hê julle moet ingeskakel bly op die stadium. Wat is die liedjies wat die meeste views kry op TikTok en op YouTube? Ek het nog nie baie moeite gedoen met Facebook nie. En sodat ons kan sien waarna die mense die meeste luister op hierdie stadium. Dis nogal heel verrassend om te sien waarna mense die meeste luister. Nou ja, om te begin, gunsteling, ons favorites, gaan ons begin met Lindy daar van Johannesburg Suid. Sy bly daar so waar ek net so om die draai, so eintlik so paar draai, maar in haar neighborhood het ek vir jare gebly. Ja, so ek weet waar bly sy, het al lekker by haar gaan kuier, maar nietemin, sy sê haar gunsteling is New Creation, so kom ons luister lekker saam met Lindy daar van Johannesburg. New creation in the Lord today, washed by the blood, He made a brand new way. The old is gone, I won't live that way. By His grace I'm free, I can truly say I'm a new creation, I'm a brand new man. All things have passed away, I'm born again. More than a conqueror, that's who I am. I'm a new creation, I'm a brand new man. I'm a new creation, I'm a brand new man. All things have passed away, I'm born again.
Dit is die absolute waarheid, omdat 'n mens, ek self in my eie lewe daai werklike wedergeboorte beleef het, kan ek altyd as hierdie lied ook speel, I'm a new creation. Dan dink jy terug aan daai dag toe jy nuut gebore was. En dit laat jou weer wakker word in jou geestelike lewe om aan te gaan, want jy is die nuwe skepping. Dit is die primêre skepping waarna die woord verwys. Ook soos in Romeine wat hy sê, dat die skepping verlang met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die Seun Jesus Christus, van die wederkoms. So ja, as jy 'n nuwe skepping is in Christus, dan verwag jy dit, jy wag daarna, jy verlang daarna. Op hierdie stadium is ons onderdruk, en dis wat die woord sê, deur baie verdrukkinge sal ons die koninkryk van God ingaan. Dis nie 'n miskien nie, dis 'n definitief, en ek dink nie ons hoef baie daaroor te debatteer nie. Dit is 'n kwessie van, as jy hierdie nuwe skepping is, dan wag jy met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van ons Here Jesus Christus. Nou ja, kom ons gaan oor na Kwanet daar in Elspark Boksburg se kant. Sy gunsteling lied op hierdie stadium is Baptize Them, en kom ons luister lekker saam met haar. We must go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yes, I will go, as Jesus said. Use me, Lord, my heart is prepared, my mind willing to learn. My mouth will speak, my feet will go. We must go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yes, I will go, as Jesus said. Use me, Lord, my heart is prepared, my mind willing to learn. My mouth will speak, my feet will go. We must go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Prys die naam van die Here. As ons hierdie nuwe skepping is, dan wil jy gedoop word. En my vrou weer eens, dink dis hoekom Kwanet haar gunsteling is, want sy het 'n begeerte. Rian, haar man, hulle is nou net so 'n weekie getroud. Prys die Here van die leerskare. Hulle wil gedoop word. Maar toe sy vliegtuigkaartjies kyk, dink ek, wie gaan by wie eerste uitkom? En bid vir ons dat die Here sal voorsien dat of ons soontoe moet gaan, maar ek dink gaan lekkerder wees as hulle hiernatoe kom. Maar ons verstaan die hele saak, hulle het 'n kleintjie daar by die huis, dis nie altyd moontlik en maklik vir hulle nie, maar die Here kan enige iets doen, die Here kan ons help, die Here kan hulle help. As ons soontoe moet gaan, weet dat die Here ons sal help, dan gaan ons maar net vir so 'n paar dagies af, want ons weet nie wanneer klein baba Boetie sy verskyning gemaak nie, so ja, dit is ook nou nog ook in die mix hier, so ook, so bid dat die Here ook finansiëel sal voorsien en paaie sal maak. So as jy new creation is, dan moet jy gedoop word. En die volgende lied is Deborah se gunsteling.
En dit is ook vir my 'n verskriklike mooi lied. So deur genade, die grootste geskenk wat jy in jou hele lewe al ooit ontvang het, is vergifnis. Deur vergifnis, dit is slegs vergifnis wat jou losgemaak het van Satan en wat jou loshou wanneer jy ander ook vergewe. En wanneer jy gesondig het, wanneer jy oortree het en jy vra die Vader verskoning, jy vra hom vergifnis, dan skenk hy jou dit en jy is weer vry van die mag van die vyand. Dis al wat jy kan loskry. Natuurlik, as daar liefde is daar vergifnis. Goed? So liefde is alles. Goed, daar is niks meer as liefde nie. Dit weet ons, want God is liefde. Maar dit wat jou vry maak, God is lief vir die hele wêreld. Maar wie aanvaar hom vir daai redding, sodat hulle vergifnis kan kry om los te kom van die duiwel. So dis vergifnis wat jou losmaak van die werke van die vyand. Kom ons luister na Deborah se gunsteling en daarna oor kinders. Asseblief skuif nader, kindertjies, die klein span. Ons gaan julle eerste hanteer vandag voordat ons oorgaan na die hits toe. Ek sien die tyd hardloop lekker en ek dink dan gaan ons reg wees met die kindertjies sodat hulle ook hulle gedeelte en hulle storie saam met gesiggie kan geniet. Nou ja, kom ons luister eers na die lied The Greatest Gift. Forgiveness so great, pressed and shaken down. Forgiven, you will be forgiven. A measure so great, pressed and shaken down. Running over, no judgment. The best gift, forgiveness, set free, and you will be free. A measure so great, no judgment, no punishment. Forgive, and you will be forgiven. A measure so great, pressed in, shaken down. Running over, no judgment. As your Father in heaven, forgive, and you will be forgiven. Free, no more judgment. So great, pressed and shaken down, running over, no judgment.
Ongelukkig word die skrif altyd geïnterpreteer, ingestop tot oorlopends te vol net as geld, maar die konteks daarvan gaan oor vergifnis. So meer vergifnis jy ontvang, en hoe meer vergifnis jy gee, en dis wat die woord sê, die barmhartigheid roem teen die oordeel, dan kry jy barmhartigheid, jy kry vergifnis, ingedruk, ingestop, tot oorlopends toe vol. Prys die naam van die Here. Wil jy soveel vergifnis ontvang, want dan net as jy vergifnis het, is jy los van die duiwel, die ewige oordeel. En ek meen dit, daar is nie 'n groter geskenk as dit, as om los te wees van die ewige oordeel nie. Is dit nie amazing nie? So prys die naam van die Here. So ek sien die kiddies is al reg. Ek het lanklaas daai uitdrukking gehoor, hoe hy daar kiers regop. Die ou mense het dit mos altyd gebruik. Jy sit kiers regop. So as jy jonk is en jy nog nooit so 'n woord gehoor nie, dan is jy baie jonk. Nou ja, kinders, asseblief, ons het nou nog so 2-3 minuutjies, maar ek dink ons gaan oorgaan na ons die gedeelte toe vir oggend, ons kinderslot. Ek weet nie as die Afrikaanse woord nie. Vir dit, die slot klink net so lekker. Dis nou lekker van ons wat Afrikaans en Engels kan verstaan, ons het hom so. So prys die naam van die Here. Die wireless oorfone werk die lekkerste, kan loop in die huis terwyl jy liedjies en preke luister. Ag, dis so cool, Werner. Jy het een trappie verder gegaan. Wow, dis so mooi. Alles gaan oor vergifnis. Dis 'n feit. Nou ja, kom ons gee die klein spanne beurt, sodat ons na hulle toe gaan luister, Gesiggie, en ons gaan 2 gunsteling liedjies speel van Melinke. Die een is Vissies is nie water en een is Lees jou Bybel. So kom ons gaan oor na die kindergedeelte toe. Ons gaan eers luister na Lees jou Bybel, dan gaan Gesiggie met ons gesels en 'n storie vertel en dan sluit ons af met Vissies in die water. En daarna, asseblief bly ingeskakel, want dan gaan ons oor na ons hits toe, ons gunsteling, die liedere wat die meeste views op die stadium op TikTok en YouTube het. Maatjies, dit is storytyd saam met Gesiggie. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. En jy sal krimp, krimp, krimp. Jy sal krimp, krimp, krimp. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Maatjies, Gesiggie kon nie wag om saam met julle te kuier nie. Ek moes amper vir 2 weekies wag. Sjoe, dit was lank, maar ek moes geduldig wees. Maatjies, wie van julle moes al lank wag vir ietsie wat jy graag wou hê of wou doen wat jy nou uitgesien het? Ek kon nooit wag vir my verjaarsdag nie, maatjies. Voel julle ook so? Want dan is dit mos persentjies oopmaak en koek eet en speel en dis net lekker, maatjies. Dis so moeilik om daarvoor te wag. Maatjies, dit laat my aan iets dink in die Bybel waarvoor almal ook lank moes wag. God het vir die mense beloof, hy het 'n belofte aan die mense gemaak, maatjies, dat hy vir Jesus na die aarde toe sal stuur om vir ons sonde te kom sterf, dat ons kan hemel toe gaan. Nou, maatjies, hulle het so daarna uitgesien, maar hulle moes lank wag, maatjies. Almal was so bly toe Jesus gebore word.
En hy het baie liefde vir al die mense gehad en almal gesond gemaak en ons kom leer van die Bybel. Toe sterf hy vir ons. Nou maatjies, daar is iets waarvoor ons weer lank moet wag. Wie kan vir my sê wat is dit maatjies? Dit gaan die grootste gebeurtenis wees wat nog ooit gebeur het maatjies. Laat ek luister. Ja, dit is reg, julle is sulke slim maatjies. Jesus gaan weer kom om ons, wat God se kinders is, te kom haal. Dan gaan ons in die hemel wees. So maatjies, ons moet almal geduldig wag vir daardie dag. En die Bybel sê, dit is die wederkoms. Jesus gaan weer op die wolke kom om ons te kom haal. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie. En maatjies, ons moenie moeg word om God en Jesus lief te hê en te doen wat God vir ons sê tot op daardie dag nie. Nou sien julle ook uit maatjies? Gaan julle geduldig wag? Gesiggies sien so uit daarna. Nou terwyl ons wag maatjies, kom ons sing 'n lekker liedjie. Het jy al gewag, dag na dag? God stuur Jesus om vir ons te kom sterf. Hy gaan terugkom en ons wag dag vir dag. Ons moet almal wag tot daardie wonderlike dag. Ons moet almal wag tot daardie wonderlike dag. Het jy al gewag? Het jy al gewag? Dag na dag, dag na dag. Hy gaan terugkom en ons wag dag vir dag. Ons moet almal wag tot daardie wonderlike dag. Ons moet almal wag tot daardie wonderlike dag. Dag vir dag, tot daardie wonderlike dag. Daar is vissies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar is voeltjies in die lug en daar is diere op die grond. Daar is blomme in die velde, riete in die vlei. Wie sal dit als gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Daar is vissies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar is voeltjies in die lug en daar is diere op die grond. Daar is blomme in die velde, riete in die vlei. Wie sal dit als gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Daar is vissies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar is voeltjies in die lug en daar is diere op die grond. Daar is blomme in die velde, riete in die vlei. Wie sal dit als gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Wow, dis so lekker om saam met die klein span te kuier en hulle gesiggies ook te sien en hulle te geniet. Dis so 'n heerlikheid en ek dink baie keer, dis wat Elmarie laas gesê het, is by die groot mens bediening ook soos die kinderbediening doen. Dan gaan ons dalk bietjie meer begryp en verstaan. Dit is so, as 'n mens eintlik ergens in die evangelie wil konstruktief begin jy met die kinders, want die kinders is nog 'n uitdaging. Baie mense dink is maklik om 'n kinderbediening te hanteer, maar ek kan vir jou sê, dit is 'n geweldige uitdaging, want jy moet die waarheid oordra op so 'n manier dat die kind dit kan verstaan, sonder om die kind te verveel, en hulle kyk die interessantste vrae. Ek dink die meeste dinge wat ek, nie die meeste nie, of baie dinge wat ek bedien, het ek opgetel deur vrae uit my dae van sonnaskool uit, deur met jong mense te praat, tieners te praat, want hulle kry met baie interessante en relevante dinge te doen, en dit laat jou bietjie baie hard dink, en gaan bid en sê, Here,
wat is die saak hierso? So ja, ons loof die Here dat hy vir ons ook hulp verleen van Anneke se kant af en ook van Riet, wat die mooi animations ook so doen en die gesiggie vir ons uitsorteer. Hulle is 'n geweldige groot hulp vir ons op hierdie stadium, hulle staan ons by. En ek kan vir jou sê, as hulle nie ons gehelp het nie, het ons al lankal opgehou, want ons program is verskriklik druk. Ek en my vrou moet al letterlik tyd afforceer om net so 'n bietjie te kan sit en te gaan gesels met mekaar, as dit nie gaan oor bedieningssake ensovoorts nie. Maar nietemin, ons geniet dit, ons is in diens van die Here, ons love dit, altyd. Yes, so, kinders is wakker. Gesiggie maak die coolste animasie karakter, dit is so. Ja, Gesiggie, die wat hy geniet alles, sing en alles, so catchy. Yes, daar sê, daai het ek al gelees, so wag, en die wat hy vir haar boetie ook, jippie, en ag, dis net so amazing, die wat hy so freaky skop, ag moeder, my ma sit hier en sy help my met die mooiste woorde. Ja, kyk, die groot ding is ek vir die jong mense kan raad gee, gaan sit tussen die ou mense en gesels. Dit is waar jy in die evangelie ook wysheid kry. Toe ek die Here gedien het, ek het altyd die ou pastoor, die ou ooms gaan opsoek en ek het by hulle gaan kuier om te hoor wat is die saak van die Here. Jesus het gesê, bring die kindertjies na my toe en moet hulle nie verhinder nie. Ja, daar sê. Nou ek wil julle gou 'n vraag vra, ek wil gou vir julle geleentheid gee voordat ons oorgaan na ons hits toe. Ons program gaan bietjie uitreik vandag en ek dink baie gaan dit geniet vir die wat moet werk en in die gang kom. Ons verstaan, daar is nie 'n probleem nie, maar ons gaan so 'n bietjie oor die tyd gaan. As ons dink nou aan die kinderliedjies op YouTube, TikTok ensovoorts. Ek wil gou vir julle vra. Karen mag nie antwoord nie. Gesiggie mag nie antwoord nie. Okay? Wat dink julle sal die 2 gewildste kinderliedjies wees? Dis nou YouTube, TikTok en Facebook. Wat dink julle? Ek gaan vir julle geleentheid gee. Ek weet julle so 'n paar sekondes agter my, so gaan wag vir die antwoorde. Wat dink julle is die gewildste kinderliedjie wat die meeste gekyk word op TikTok? Dis TikTok, YouTube en dan ook Facebook. Laat weet my so 'n bietjie in die kommentare hierso. Vir die wat op hoogte is met die kinderliedjies, so laat weet ons gou so 'n bietjie. Nou volgende week gaan ons kyk na die gewildste gesiggie, die een wat die meeste gekyk word, maar vir nou is dit eers net liedjies. Kom ons hoor gou. Wie kan raai? Al wil jy net raai, is jy welkom. Dit as jy nog nooit daarna kyk, ons kyk nooit na die views nie. Toe ek nou gister dink ek wil so ietsie doen van Moses en Daniel, daar kom Elmarie, kom ons kyk gou. Moses en Daniel. Het Elmarie gaan loer. Moses en Daniel, kom ons kyk gou. Dan is 'n Facebook, TikTok en YouTube. nie net TikTok nie. Lees jou Bybel? Dis nie lees jou Bybel nie. So ek nie Daniel nie, dis so by the way. Visies in die water, nep. Seker lees jou Bybel, Kitty. YouTube, Samson serie het. Dis YouTube, TikTok en Facebook. Oeps, het TikTok nie. Maar jy kan maar raai as jy wil. Daar is nie foute nie, jy kan maar net raai. Dalk is daar 'n gunsteling kinderliedjie wat jy ook al van hou, en dalk is dit een wat ander ook by die meeste van hou. Ek dink die visies in die water en huis op die rots. Daar kom ons nou al klein bietjie nader. Ons moes eintlik sy naam verander het, wyse man toe nie huis op die rots, né? Nie op hoogte nie, lees jou Bybel, moenie bang wees nie, bid liedjie. Okay, ek gaan vir ons heel eers die tweede gewildste ene speel. Visies in die water, Moses. Daar's 2 wat Moses gesê het. Haha, dis interessant. Visies in die water, Jona. Dis omtrent al die kinderliedjies. Dis lekker raai vanoggend. Ek love it. Huis op die rots, Daniel. Okay, kom ons gaan na die tweede gewildste ene. En ek wil ons hits inlei met 2 van ons kinderliedjies. En nou ek gaan eers die tweede gewildste ene vir julle speel. En kom ons gaan voort met hom, dat julle kan sien wat sy een dit is. So, this is the big reveal. Hy het gister 639 views gehad. Die wyse man
Allee, die huis op die rots, die wyse man, tweede gewildsteen op die stadium. En 3 van julle was reg oor die gewildsteen wat die meeste geluister word. En die een wat die meeste geluister word, jy sal my nie glo nie, is op Facebook, nie op TikTok of op YouTube nie. Natuurlik neem ons alles in ag en dan sit ons die getalle saam, maar nie een van die ander liedere se getalle saam kan hierdie ene het meer views as die ene nie. Kom ons speel hom en dan kyk ons wie was reg gewees. Daar was 'n baba klein, Moses was sy naam, so lief en mooi. 'n Koning was kwaad, wou al die seentjies doodmaak. Sy mamma het geweet wat om te doen. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm, dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Mama maak 'n mandjie reg, sit hom daarin. Op die water dryf hy, sy sussie kyk mooi. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm, dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Prinses kom na die rivier, sy sien die mandjie tussen riete in die sand. Ag, baba, ek sal vir hom sorg. Moenie huil, ek sal jou by my vat. Sussie bring vir mamma om hom op te pas. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm, dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Moses word groot, dit was God se plan, om die volk te help. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm, dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Tin, 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 tin. Daar is ons kinderafdeling afgesluit. Dit voel amper soos 'n kinderuur. Het was so lekker 15 minute, 20 minute saam met die kinders. En dit is dit amazing om te sien as ons kyk na die luisteraars op YouTube, TikTok en Facebook waarna hulle die meeste kyk. Dit is net amazing. Prys die naam van die Here. Ek loos met 'n smile. Ek loos met 'n smile. Al die liedjies is so oulik. Dit is so, al die liedjies is so oulik. Dit is net om vir ons bietjie te herinner aan dit wat wel daar is. Dit is net amazing. Ruida, ek voel ook lus om die bed te spring. Daar sê die kinders mag maar op die bed spring, hoor. Baba hier so kom, wil sy die eerste op oupa en ouma se bed gaan spring. Ek was saam met die maatjies kinderkraans toe nog die skool gewees. Toe sing hulle huis op die rots. Ja, dit is ou liedjies, is klassieke koortjies en kindersonnaskool liedjies soos wat ons dit nou maar verstaan het, né? Dit is te oulik uitgebeeld. Baie dankie daarvoor. Nou kom ons gaan oor na die groot mense toe. Nou ek wil hê terwyl ons nou so 'n bietjie nadink en vra wat is die gewildste lied? Wat dink julle all over? Dis nou TikTok, Facebook en YouTube gesamentlik. Wat dink julle is die lied wat die meeste geluister word? Kom ons vat die een dat die meeste geluister word en tweede meeste geluister word. Nou ja, voordat ons daarby gaan begin, gaan ek vir julle die 5de gewildste lied speel. En ek gaan net vir julle noem wat is die 6de een. Die 6de ene is Wine Skins. Dit is die Engelse nuwe sakke, né? Wine Skins.
Dit is op YouTube met 809 views. En dan die 5de ene is met 810 en dit is die Here is my herder. Nou kom ons speel hom, die Here is my herder. En dan net gaan hier so op die skerm eers kry. Ek praat so lekker. Ek vergeet om die dinge op die skerm te kry. Waar is die Here is my herder? Liewe land, ek sukkel vanoggend om hierdie goed. Daar sê hy, nee, dis die Here lei my. O, liewe land, waar is hy nou? Kom ons kyk gou. Daar sê hy, die Here is my herder. Daar het ek hom. Ek het soveel knoppies om hierso te druk. Ek moet net kop hou met alles. So op die stadium is die lied wat die 5de meeste views het. Het is die Here is my herder. Nou kom ons speel hom. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, so baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, so baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Ek wil dit maar net noem op die stadium, nie al ons liedjies is al klaar oral opgelaai nie, veral nie op TikTok nie. So in die toekoms kan daar nog baie veranderinge aan hierdie gewildheid kom. Nou ja, so die Here is my herder, dis op YouTube, die 5de gewildste lied. En nou kom ons gaan na die 4de ene toe. En dit is ook 'n gunsteling van Zoe, dit is Jolene en Isak se dogter. En dit is The Harvest, dis 1032 views. Nou kom ons luister ook saam met haar, The Harvest. Ek moet hom net gou hier op die skerm kry. Daar sê, daar gaan ons met The Harvest. Build the ark, they entered. Noah believed in God. Fountains of the great deep burst forth, windows of heaven opened. As in the days of Noah, fire descends, earth destroyed. It is over. Be patient, dedicated, pure in spirit, soul and body, until the second coming. It is near, the harvest, the last day. The farmer waits for the fruit, the gathering, the harvest day. Be faithful, stay pure and holy. Be patient, dedicated, pure in spirit, soul and body, until the second coming. It is near, the harvest day, the last day. In a wink of an eye, at the last trump,
not before the time until the day. The first resurrection, the dead rise, the living changed. Be patient, dedicated, pure in spirit, soul and body, until the second coming. It is near, the harvest day, the last day. Be patient, dedicated, pure in spirit, soul and body, until the second coming. It is near, the harvest day, the last day. Ja, hy prys die Here. Ek sien julle het al lekker kommentare hier gelewer wat julle dink is die kykers, die luisteraars op YouTube, Facebook ensovoorts se gunsteling liedjie. Ek wil net sê hierdie een is die een wat die tweede meeste geluister word net op YouTube. Hy is nog eens op TikTok gelaai nie, en ons het nog nie na sy Facebook gekyk nie. So en dit is een van ons vroeë liedere. Nou kom ons kyk gou hierso. Wat The Promise. Ons gaan die volgende The Promise speel. Born Again. Glad die Born Again. Dit is interessant. Weet jy wat, toe ons nou kyk, wat is die gewildste, waar die meeste gekyk word, ons was nogal baie verras gewees. Om te sien wat mense eintlik die meeste kyk. Daai liedere wat ons gedink het, man, dit gaan nou soos 'n hit wees, as hy het nou so kan stel. Het van die minste views op die verskeie platforms. Nou ja, The Harvest is die tweede gewildste op YouTube alleen. Goed, hy is nog op TikTok gelaai nie. Dan ook op YouTube is ons die gewildste een, maar die derde gewildste een, overall, is wel The Promise. Nou kom ons luister na The Promise, is een van ons heel eerste liedjies, so kom ons kyk gou en luister daarso. Ek dink Renet het gesê, dit is hy hierdie. So ja, dalk hou sy ook baie van die liedjie. Daar tik ek sommer hele verkeerde naam in. Daar sê, The Promise. Kom ons luister na The Promise. This is the promise for you and all those that will believe. This is the promise for you and all those that will believe. You will be baptized by the Holy Spirit, you and all those who will believe. This is the promise for you and all those that will believe. Come to the Lord and repent, and you for you and all those that will believe. So Renet was lekker stout, sy het al klaar gaan kyk wat is die gewildste lied op YouTube, want sy luister meestal uit YouTube uit. Prys die Here. Ja, dit is die belofte. As jy jou hart vir die Here gee, ontvang jy die Heilige Gees, die oomblik van jou wedergeboorte. Dis nie iets wat later in jou lewe gebeur nie, die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, ontvang jy wel die wedergeboorte. Dis regtig vir my ook nogal 'n baie mooi lied om te dink, Here, dit is die groot sy van die saak. Die dag toe ons het klik, toe ons het verstaan, en hoeveel keer het ek
en was ek in kerke gewees en het uitgegaan om die doping van die Heilige Gees te ontvang en 'n vernuwing te ontvang en ek weet nie wat alles nie, my vrou sê musiekuur en 'n half program, ons like dit, Karen Franks, musiek 2 ure, wow, kom ons breek net so 'n bietjie, as ek môre nie bedien nie, kan ons om 2 ure deurtrek, dis hy is 'n Saterdag en 'n Sondag musiekuur doen, en of dit wat ons nie dalk kan deurkom op 'n Saterdag nie, dalk op 'n Sondag, maar so 'n bietjie mee aangaan, maar nietemin ons wil nie dit vervang nie, maar dit is net so lekker om ons Saterdag so te begin en te geniet in die Here, om het so geleer te word uit die skrif uit. Nou ja, ons tweede gewildste lied, wat die meeste mense kyk, dit is nou op YouTube, Facebook en TikTok, okay? So dit is op al 3 die platforms. Ons het dit gisterand gaan by mekaar gekry, en ons gaan 'n bietjie meer moeite in die week insit, om ook Facebook by mekaar te kry, want Facebook is moeilik, want ons sit mos alles goeders daarop, en jy kan nie 'n spesifieke playlist skep om te sien, presies wat is dit nie, maar ons sal bietjie moeite doen en daar deurgaan. As jy ons wil help, op Facebook is jy meer as welkom. Dit is interessant, op my eie foon kan ek glad nie sien hoeveel views is daar nie, ek kan glad nie. Nou as Karen het 'n triek om te sien, wat is elkeen se views, so, nou ja, as ons nie daai triek doen nie, dan weet ons dit ook nie, so dit is maar net moeilik op Facebook om presies die views te kry, maar ons het nou 'n workaround gekry, maar nietemin, die tweede gewildste lied op al die platforms op hierdie stadium, en van julle het hom 100% reg gekry, en ek gaan die ene speel wat hy mooi geanimate is, nie die stilstaande ene, want op TikTok is die stilstaande ene en die animated ene, more less omtrent dieselfde hoeveelheid mense wat dit daar geview het, en dit is Nuwe Sakke. Kom ons luister na hom. Hallo, werk saam. Nou wil hy nie saamwerk nie. Hoekom wil hy nie saamwerk nie? Hallo. Wat gaan nie aan? Iets is nie reg nie, ek gaan net gou hierso weer uitgaan. Sit nie nuwe lak op die ou kleed, die aangelakte stuk sal skeer, groter as wat was, die ouwe moet verdwyn, 'n lewe nuut en rein. Nuwe wyn en nuwe sakke, dit is wat u woord leer. Nuwe wyn en nuwe sakke, sodat alles behoue bly. Die hart moet verander, dag na dag. 'n nuwe lewe, 'n lewe vry in hom. Gooi die nuwe wyn, en nou leer sakke nie, dit sal bars. Alles loop uit. Nuwe wyn en nuwe sakke, sodat alles behoue bly. Nuwe wyn en nuwe sakke, al twee bly behoue, die woord in 'n edele
Dis eintlik 'n baie mooi praktiese uitbeelding van presies wat die Here Jesus daarmee bedoel het. Ja, Sankie sê dit is haar favorite, maar die Engelse weergawe, ek love ook die Engelse weergawe. Dis interessant, baie van die Afrikaanse liedere is eers geskryf, dan is dit Engels toe vertaal, en dan is asof die Engels net mooier is, as ek dit so kan stel, en dan van ons liedere het ek eers Engels gedoen, en toe Afrikaans, dan sê Afrikaanse ene mooier as die Engelse ene, is dit nie interessant nie, en ek sien, Werner sê, jou roeping, ons het nog gedink, jou roeping gaan baie gewild wees, maar is een van die liedere wat die minste views het oor al die platforms, maar dit maak nie saak, dit bly die woord van die Here, dit gaan nie oor, ons het nou hier 'n ratreis, wat gaan die gewildste wees, ons probeer liedjies skryf om die gewildste te wees, dit is nou maar net iets wat gister toevallig in my hart gekom het, gedink ek wil net so 'n bietjie rondkyk, en dit net met julle deel, wat daar buite wel is, wat die mense die meeste luister op hierdie stadium van ons bediening, en ek wil vir u sê, dat oral kry ons terugvoer, natuurlik baie ook van my dogter, want sy is mos maar hier naby ons, dat die mense vra vir die playlist, mense vra waar kan hulle die liedere kry, vir julle daar by die huis ook, baie mense sal kontak, waar kry jy die liedere, stuur asseblief, as jy geen ander skakel het, stuur die WhatsApp channel skakel, sê vir hulle, kyk al die inligting daarop, en stuur die skakels, deel dit uit, wees vrygewig, deel die YouTube se playlist link, deel TikTok met hulle, deel Facebook met hulle, ons WhatsApp channel, Telegram, daar's soveel platforms wat ons wel die liedere met almal kan deel. So asseblief doen dit, want dit baie keer is Telegram net 'n groot kopseer om aan die gang te kom. Maar as hy aan die gang is, dan loop hy, dan is daar nie krisisse nie. Dan is dit net die audio. Dit is wat lekker, nie almal het die data vir die video's en so aan nie. En ook op Telegram is dit net makliker om elke liedjie, daarbo so 3 kolletjies, as jy klik download to music, dan gaan hy na jou foon toe, dan het jy nie nodig om elke keer in Telegram in te gaan en data te gebruik ensovoorts nie. So ja, wat is jou preference? Ek dink ons cover nogal redelik baie dele, en daar's mense wat op TikTok luister en kyk, wat net daar is, hulle is al getrou, hulle lewer kommentare en sovoorts, as mense wat net YouTube, as mense wat net Facebook, en as mense wat maak nie saak waar dit is nie, hulle is daar, en as mense wat net Telegram doen, so ons probeer almal so ver as moontlik akkommodeer. Nou ja, die gunsteling, wat op hierdie stadium gekyk word, en ek gaan ook die video ene vir julle speel, die animated ene speel, want hy het ook die meeste views in elk geval, en dit is presies dieselfde as die kinders se gewildste lied, en dit is Wyse Man, die huis op die rots, en nou ja, ons gaan ons musiekuur en 'n half afsluit met ons gewildste lied wat die meeste mense kyk. Nou die nuwe sak het altesaam 2242 views. Hierdie een het 2297 views. En net so by the way, op TikTok is al meer, seker al 12000 views op al ons musiek. En op YouTube is dit al hier by die 11000 gesamentlike views van al ons liedere. Dit is sonder die kinderliedere. Die kinderliedere het nog soveel views ook by. So net om vir julle te sê, die platforms is effektief, die woord van die Here gaan uit. Ek meen, as jy vat TikTok en YouTube alleen, is daar oor die 22.000 mense. Dit sluit ook nou natuurlik in, maar die grootste gros is mense van buite af. So is omtrent 20.000 mense wat die evangelie hoor, wat nie op Facebook inskakel vir ons dienste nie. Op daai manier trek die Here hulle ook, sodat hulle ook kan begin luister. En as gevolg van die musiek, het baie mense wel by ons bediening aangesluit, sodat hulle kan hoor wat is die bediening en woord van waarheid. So baie dankie dat julle share, baie dankie dat julle deel. Julle moet 'n lieflike Saterdag hê, en ons sluit af met die gewildste, die een wat die meeste views het, op al die platforms op hierdie stadium, 2297, en dit is die Wyse Man op die rots. Wie na my woorde luister, is wys. Sy huis is op die rots, sy fondasie vas. Wie na my woorde luister en het doen, is 'n wyse man. Standvastig op
sy pad. Sy huis is op die rots gebou, sy huis is op die rots gebou, reën het geval, water het gekom, wind het gewaai, die huis het nie geval, die huis het nie geval, al was die storm daar, water het gekom, wind het gewaai, die huis het nie geval, sy fondasie is vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou, die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Die dwaas bou sy huis op die sand, ongehoorsaam aan die woord van God. Hy bou op die sand, die huis het geval, reën het geval, water het gekom, wind het gewaai, die huis het in mekaar geval. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou, die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou, die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas.